Kom ons gesels nou met iemand wat in Amerika was om hierdie situasie om te keer. Ons bly natuurlik by die onderwerp. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, sê 'n nuwe begin in die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA is wel moontlik. Hy het pas saam met 'n afvaardiging vanaf die VSA teruggekeer waar 'n voorstel ter tafel gelê het. Ons praat nou met hom. Corneille, goeiemôre, welkom. Goeiemôre Udo en dankie vir die geleentheid. Reg, sê my, wie van Suid-Afrika was nou almal soontoe en met wie het julle daar geskakel? Jy's reg Udo, ek het gisterand teruggekeer van Washington af, die ander lede is nog steeds daar. Dit was ek self gewees, dit was Andre Pinaar en Chris Opperman het saam met my die gesprek daar gehad. En ons het gepraat met 4 mense in die Withuis, spesifiek van die visiepresident, maar ook van die president se kantoor. En die hele gedagte was geweest, dit was 'n voorlegging wat gedoen was afgelope week, hierdie week vroeg die week in aand, Dinsdag aand, wat ons gekombineer gehad het met 'n baie groot privaat ete wat aangelê was vir waarskynlik Suid-Afrika se grootste maar mees onbekende in terme van amptelike erkenning ambassadeur van Suid-Afrika. En dit is Gary Player. Ek weet nie of almal bewus daarvan nie, maar hy speel 'n enorme rol in die situasie rondom Suid-Afrika. En toevallig Gary verjaar, jy's 1 November en hy word 90 jaar oud. Mens sal dit nie glo nie. Hy daar by die geleentheid 'n toespraak gehou van omtrent 2 ure lank. So, jy sal kans kry om uit te brei oor die res van die Vryheidsfront Plus se voorstelle daar wat julle ter tafel gelê het, maar ek het Woensdag met Alan Winde gepraat en hy het dit genoem Saldanha as 'n hoeksteen van groei. Nou gaan jy dit seker ook noem. Wat is die plan vir Saldanha en omliggende gebiede as dit kom by wat daar ter tafel gelê is? Ek dink die kern van daaroor dat die Suid-Afrikaanse regering moet baie groter dink as wat tans gedoen word. Met ander woorde, die hele kwessie van 'n nuwe herstel van die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA is op 'n ander vlak. Dit gaan nie maar net oor 'n handelsooreenkoms van bietjie meer varkvleis en bietjie minder hoender of iets van die aard. Die Amerikaners is beskikbaar en bereid vir 'n werklike skouspelagtige herstel denke met 'n totaal omvattende groot voorstel. Nou, een van die komponente daarvan is dan 'n ontwikkelingskorridor rondom Saldanha wat 'n groot nywerheidsontwikkelingsgebied sal wees of kan wees. Maar dit is een van die komponente daarvan wat dit moontlik sal maak vir verwerking van kritieke minerale, energie ensovoorts as deel van 'n groter komponent voorstel wat op die tafel geplaas is. En is dit nou reeds deel van die nasionale regering se nasionale ontwikkelingsplan? Kom ek sê so, ja, dit is deel van die gesprekke wat plaasgevind is en die afsake die regering se afvaardiging en mense wat in die VSA is en nog steeds was en weer sal terugkeer, is deel van die groter gesprek wat aan wie hierdie onder andere voorgelê is of mee te gepraat is. Dr. Alistair Reuters is self vir 2 maande in die VSA besig om te onderhandel om 'n totale prentjie saam te probeer stel. En die gedagte was geweest dat ons dit sou Dinsdag aand voor die spesifieke ete wat aangebied was ook vir die Gary Player, sou ons dan 'n gesamentlike voorlegging kon maak aan waar president Trump teenwoordig sou wees. Maar as gevolg van sekere omstandighede die situasie toe dringend verander, die Amerikaanse regering se shutdown en die Suid-Afrikaanse regering het aangedui dat hulle meer tyd nodig het om die saak aan hierdie kant eers deur te trap. Goed. Sê my, wat is bo aan die Vryheidsfront Plus se lys as dit kom by die voorstelle wat hulle gemaak het, die dinge wat hulle wil hê ons met Amerika moet doen? Kyk, jy sal onthou dat ek was 3 maande gelede ook met 'n afvaardiging in Amerika by die Withuis gewees en die gedagte daar was om te gaan kyk op watter manier kan ons Suid-Afrika vorentoe vat. Die Vryheidsfront Plus is deel van 'n gesprekgroep wat bekend gestaan het as 'n Afrikaner afvaardiging. Hier was weer 'n Afrikaner afvaardiging. Maar ons uitgangspunt is ons soek na wen-wen oplossing vir Suid-Afrika. Dit help nie ons probeer party wen en ander verloor nie. Ons moet Suid-Afrika op die regte koers kry. Ons moet die ekonomie op die regte koers kry en deel daarvan is die hele kwessie van die uitdaging nou by die daarstel van die tariewe. Nou by die vorige geleentheid toe ons daar was, het president Trump se administrasie dit baie duidelik oorgedra en het vir ons daardie 4 voorwaardes gegee wat jy sal onthou, ons het dit oorgedra toe ons teruggekom het. Dis nog steeds natuurlik op die tafel. Die kwessie van landelike veiligheid rondom plaasmoorde, kill the boer, kill the farmer, maar aan die ekonomiese kant is dit dan op die ander dinge rondom onteiening van 'n vergoeding. Amerika voel nog steeds baie sterk daaroor dat dit kan plaasvind nie, sowel as dat swart ekonomiese bemagtiging nie van toepassing moet wees op Amerikaanse beleggings nie. Dit is al deel van 'n groter pakket wat nou aan die gang is. As om te kyk na 'n baie groter omvattende herstel van die hele situasie wat eintlik dan beteken ons kom op 'n totaal ander benadering teenoor die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA met 'n omvattende storie. Wat deel daarvan is dat Amerika werklik waar help hier in terme van vaste investering, vaste beleggings in Suid-Afrika gemaak word en die ontsluiting daarvan glo ons is die kwessie van kritieke minerale wat Suid-Afrika 'n groot hoeveelheid daarvan het met ons industriële basis
kan dit 'n baie groot verandering bring wat positief kan wees om daardie verhouding te herstel. Maar dit beteken dat om 'n groot stap geneem word in die regte rigting wat ook aanspreek daardie sake wat ek voorgenoem het. En jy het vertroue dat die afvaardiging wat soontoe is namens die nasionale regering met die Amerikaners kan onderhandel en dat die Suid-Afrikaanse of die nasionale regering wel ag sal slaan op wat gedoen moet word om hierdie ooreenkomste te sluit. Kom ek sê so, ons het nooit bekending gegee dat ons namens die regering kan onderhandel of wil onderhandel nie, maar wat ons wel sê is, ons het ervaar dat daar 'n leemte is van leierskap en ons het gesê ons gaan intree in daardie situasie en leiding gee en met 'n konkrete voorstel kom. Ek weet die regering is besig met sy eie gesprekke en eie onderhandelinge, maar nou moet ons kennis van neem. Hierdie omvattende pakket wat ons op die tafel gesit het, as ons nou terugvoering kry dat die Amerikaanse regering en die Trump-administrasie is toeganklik tot hierdie tipe gedagte, hierdie tipe voorstel wat hulle graag sou wil ondersteun, dan dink almal in Suid-Afrika moet daarvan kennis neem, ook die regering en sy afvaardiging, en ek dink nie dat dit noodwendig negatief nie. Die kwessie is nou om al die toue bymekaar te trek en dan die knoop finaal deur te haak. Daar sê net voor ons jou laat gaan, het jy enige mense wat jy daarmee geskakel het ge-WhatsApp om te sê, kan julle sien, Julius Malema is op die drempel van tronk toe gaan. Meneer Foutstraat, nie, hulle weet dit baie goed. Hulle neem kennis daarvan. Daar sê, Vryheidsfront Plus leier, Dr. Corneille Mulder.